Maar dit is 'n voorreg om julle elkeen te groet in die wonderbaarlike naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Kom ons sit net so en dan buig ons die hoofde. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophet tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nooi ek om die woord van die Here oop te maak by Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7. As jy nou bekend is met hierdie gedeelte, is die einde van die bergpredikasie en dan was dit die laaste slot eintlik van die bergpredikasie. Is dit nou hier, as dit nou konferensie daar in die berge was, dan sou dit nou die slotpreek gewees het. Matteus hoofstuk 7 en ek lees vir u daarvan vers 1 af. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk, in jou eie oog is die balk? Geveinsde, haal eers die balk uit jou eie oog uit en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hul pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is goeie dinge gee aan die wat hom bid? Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Net tot daar ons voorlesing. Kom ons bly net so sit en dan buig ons die hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, weer eens so 'n kosbare voorreg om deur u Heilige Gees in u heilige teenwoordigheid saam te wees, o Here, as gemeente hier by mekaar. En ons dank u, Here, dat u vir ons die tyd laat uitkoop het om te hoor wat dit is waarmee u ons hierdie week ook wil seën en waarmee u ons wil toerus in hierdie week. O Here, so dikwels word ons gebombardeer en gekonfronteer met dinge waarvoor ons voel ons nie toegerus is nie, waarvoor ons voel ons nie gereed is nie. En daarom, o Here, gee u woord vir ons, sodat ons daaruit geleer kan word. Ja, Here, sodat ons daaruit voorberei kan word om ook te leer en die stryd te kan stry. Dankie, Here, dat ons as gemeente in hierdie oomblikke voor u kan buig. Met dankbare harte, Here, in die wete dat u deur u genade u hand oor ons hou
Here, daarom kan ons met vrymoedigheid in hierdie oomblikke stil raak en vra, Here, terwyl ons weet van soveel mense wat siek is, daardie gesin wie se huis gebrand het, o Here, bid en vra dat U vir hulle sal seën en ook die siekes sal aanraak in hierdie dag, o Here, en dat hulle U genesende hand sal ervaar. O Here, dankie. Dankie vir U voorsienigheid. Dankie dat ons in totale geloof en vertroue na U toe kan kom. Ons het al in die afgelope tyd gepraat oor geloof, o Here, en so dikwels word daai woord so losweg gebruik. Maar o Here, kom ons koppel dit vandag aan daardie volslae afhanklikheid aan U, Here, daardie vertroue in U voorsienigheid, en dan weet ons, Here, dan weet ons dat ons geloof sal oorgaan in aanskoue. Dankie dat ons in hierdie oomblikke kan bid, terwyl ons weet dat die wêreld oorlosie besig is om uit te hardloop. O Here, ons sien wat in die wêreld gebeure aan die gang is. En ons weet, o Here, dat baie van hierdie dinge wat vandag in die wêreld gebeur, geprofeteer is in die woord. Alles is geprofeteer, Here, sodat alles ook in vervulling moet kom wat U gespreek het, sodat ons op die eindes van die eeue gekom het sal weet dat ons daar is en sal reg wees, o Here, sal reg leef, o Here, en sal gereed wees wanneer U kom om U bruid te kom haal. Terwyl ons dan hier is en terwyl ons in afwagting is op al die dinge wat U vir ons beloof het, wat U vir ons beskryf het in die woord, o Here, lei ons ook dan nou in hierdie oomblikke deur U woord om reg te leef, om getuies te wees van U goedheid en U guns, sodat U verheerlik kan word. Amen. Ek wil graag die aandag vestig daarop vers 12 van ons geleesde gedeelte, waar ons lees, alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. En ek wil graag met u vanmiddag praat oor die tema doen aan ander. Doen aan ander. Nou, baie keer wanneer hierdie gedeelte gelees word, dan word die fokus sterk geplaas op die balk, nê, en die splinter, daardie gedagte, en dan word hy so half daar afgesny, en dan kom ons by vers 7, en dan lees ons, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, en klop en vir julle sal oopgemaak word. So daai word so 'n bietjie afgebreek van hierdie gedeelte af, so 'n bietjie losgebreek, en dan kom ons nou weer hier, kan ek maar sê by vers 12, of waar dit nou eers, of net voor dit, waar dit nou gaan oor die goeie gawes, nê? Ons wat weet om goeie gawes te gee, en dan hierdie vers 12, maar eintlik is hy hierdie hoofstuk 7 in sy kan ek sê maar in sy geheel beskou, dan sal jy sien dat daardie of die sentrale sleutelvers is daardie vers 12. Alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. En as jy dit wat die Here Jesus daar gepreek het vir die skare, as jy dit in die geheel neem, is dit die boodskap wat ons Here vir die mense en vir sy disippels gehad het. Nou baie keer dan dink ons, ja, maar die Here het vir mense gepreek. Die Here het vir mense gepreek, maar hy het eintlik met sy disippels gepraat. Die mense wat gekom het gekom vir baie ander redes. Hulle het gekom vir wonderwerke en genesing en al daai klas van goed. Maar uiteindelik was die Here besig om sy disippels te leer hoe om sy disippels te wees. En een van hierdie sentrale lesse wat hulle moes leer om sy disippels te kon wees,
is om aan ander te doen, soos hulle wou gehad het die mense moes aan hulle doen. En dit was 'n baie belangrike les wat hulle moes leer. Dit is eintlik die goue reël vir die gelowige, vir die volgeling van die kinders of van die Here. Matteus 5:16. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Kyk hoe sluit hierdie woorde aan by daardie teksvers Matteus 5:16. Laat die mense julle goeie werke sien en laat hulle die Here verheerlik daarvoor. So anders as wat dikwels die situasie is in die wêreld waarin ons leef vandag. Hierdie gedeelte, die laaste gedeelte, die slotgedeelte van Jesus se bergpredikasie, van hierdie lering handel oor die lewenswandel van die disippels, soos ons nou gesê het. En hierdie gesegde, dit is baie opvallend dat hierdie van die splinter en die balk is 'n baie ou Joodse gesegde. Hulle het eintlik daarmee groot geword. So dit was iets wat die Here nodig gehad het om vir hulle te verduidelik wat die betekenis en die motief en al daardie goed is nie. Want dit is iets wat hulle geken het. Maar dit is tog opvallend dat die Here juis hierdie gesegde in die bergpredikasie net kom ons gaan net vir 'n oomblik terug na die konteks toe. Hy's besig om sy disippels te leer. Hy leer nie kan ek nou maar sê nie Jode en heidene nie. Hy leer sy disippels. En hy gebruik hierdie treffende gesegde op hierdie manier. En daarom stel hy net die saak. Hy sê vir hulle presies wat die gesegde sê. In al sy forme en al sy hoe hulle hom ook verbuig het en gedraai het, maar die betekenis het dieselfde gebly. Nou kom hierdie woorde waarmee die Here nou hierdie gedeelte begin en hy sê moenie oordeel nie. Nou weer eens, dis 'n baie bekende gesegde. Moenie oordeel nie. Nou die woord oordeel in die oorspronklike taal kan beteken, hulle het mos nou verskillende gebruiksmoontlikhede, om te veroordeel, om skuldig te verklaar, om voor te gaan teen, met ander woorde om aan te gaan met 'n saak teen iemand, om te beskuldig, om aan te kla of om 'n vonnis van veroordeling uit te spreek. Aan die positiewe kant, op 'n persoon wat skuldig is, wat verkeerd gedoen het. Die ander kant, die ander woord of die ander betekenis is om 'n ongunstige mening van 'n persoon of persone uit te spreek. En dit is die bedoeling hier. Moenie oordeel nie. Moenie 'n ongunstige mening van 'n persoon of persone uitspreek nie, as ek dit nou so kan vertaal, sodat julle of daaroor julle nie 'n ekskuus tog 'n ongunstige mening uitgespreek word nie. Weereens, baie voor die hand liggend. Die Here waarsku sy disippels hier teen daardie verskriklike slegte vorm van sensuur, want daar sal vergelding vir dit wees. Jy sien, as 'n persoon geoordeel word omdat hy skuldig is, kan daar nie vergelding wees nie, want die wet is daar, die reël is daar, en as die reël toegepas word, is dit nie 'n probleem nie. Dit is wanneer daar 'n ongunstige uitspraak gemaak word, dan is daar vergelding. As daar leuns vertel word, dink maar so deur die geskiedenis van die volk heen, al die voorbeelde. Ons lees in Spreuke 26 vers 27, wie kuilgrawe sal daarin val, en hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom.
Jy sien, die Here het nie hier sommer net goed uit die lug uit gegryp nie. Die Here was besig om hulle te leer. Dink maar aan Haman in die tyd van die Jode wat in ballingskap was met Ester. Haman het 'n galg opgerig en uiteindelik aan daardie galg is hy self opgehang. Dink maar aan Ismael. Ismael se hande was teen al die volke, of sy hand was teen al die volke en uiteindelik was al die volke se hande teen hom gewees. Daar sou vergelding wees. Elke daad sou 'n gevolg hê en dit is natuurlik selfs in wetenskaplike kringe is dit 'n bewese feit. Elke aksie het 'n reaksie. Dit was 'n teenoorgestelde reaksie. Sê jy teen 'n paal vashardloop, dan kry jy net so groot knop op jou kop. Teenoorgesteld, né? Daar kom niks oor nie. As daar vriendelikheid was, sou daar vriendelikheid verwek word. Maar as daar oordeel was, sou daar oordeel verwek word. En nou kom daar die vraag, Dominee, om te oordeel, ek wil amper soos Shakespeare hier sê, to be or not to be. Maar ek wil sê, baie keer as kinders van die Here is dit om te oordeel of om nie te oordeel nie. En ek dink baie kinders van die Here sal vir mense sê, julle mag nie oordeel nie. Dit kom jou nie toe om te oordeel nie, maar ek dink nie die Here sou vir ons gesonde verstand gegee het as ons nie mense se optrede en getuienis kon evalueer nie. As ek nie na mense kon kyk en besluit vir myself, ek wil nie soos daardie mense wees nie. Nou, hoor nou, nie soos daardie fariseer wat daardie tollenaar dopgehou het gesê, o, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Nee. Die Here het vir my gesonde verstand gegee sodat ek dit kan gebruik. Jy sien, die wêreld, en dis die ander kant van hierdie saak, is vol mense, of die kerk is eintlik vol mense wat sê dat hulle Christen is. Hulle sê hulle dien die Here. Maar eintlik is hulle baie ver daarvan af. 2 Korintiërs 11:13 van daar af, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulself verander in apostels van Christus en dan kan ek nou maar sê, gaan Paulus direk na wat die probleem is. Hulle is vals. In vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hoor nou. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. En dis waarmee ons so dikwels te doen kry in die kerk. En hierdie woorde is miskien woorde wat miskien nie eers by 'n preek hoort nie, want oor al die eeue heen moes kinders van die Here waaksaam wees en die geeste op die proef stel. Ons moet ons gesonde verstand gebruik, ons moet die wysheid wat die Here vir ons gegee het gebruik om te oordeel, om te besluit. Jy sien, die probleem of dit wat Christus veroordeel is nie om te evalueer nie. Dit is daardie harde oordeel, daardie onregverdige kritiek op ander mense se motiewe. Dis kosbaar, ons het nou aan die etenstafel het ons juis in die gesprek het dit daarop neergekom, ons kan nie ander mense se motiewe, ons kan nie weet wat ander mense se motiewe is nie. Matteus 6:22 lees ons, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Die lamp van die liggaam is die oog. Daardie oog waarmee ek kyk om te evalueer, om te sien of dit voldoen aan die vereiste, aan die standaard waarin ek glo. Hoor nou, aan ek glo. En as my lamp reg is, my oog reg is, as my geestelike uitkyk gefokus is op die woord van God,
dan sal ek reg kan oordeel. Dan sal my motiewe reg wees. Dan sal die redes hoekom ek dinge doen suiwer wees. Maar as my oog nie reg is nie, as my geestelike uitkyk verkeerd is, dan gaan my motiewe verkeerd wees. Dan gaan die redes hoekom ek sekere dinge doen nie vir die regte redes wees nie. En dit is die ding wat ons ongelukkig doen. En wat ons moet doen is om elke gelowige aan hulle vrug te toets. Maar ons mag nie mekaar se motiewe oordeel nie. Ons kan nie mekaar se motiewe oordeel nie. Want jy kan vandag daar sit en na my kyk en sê, en met alle eerlikheid, as iemand vir die vrou, hoor jy, is julle dominee weergebore? Dan kan jy sê, met 100% sekerheid kan ek nie seker wees nie. Ek kan 99,9% seker wees, maar ek kan nooit 100% seker wees nie. Ons moet hom toets aan sy vrug. Jy sien, en baie keer wanneer dit kom by hierdie ding van, moenie oordeel nie. Ons moenie oordeel nie. Dan is dit so half asof kerkdissipline heeltemal by die deur uitgegooi word. Tog, ons moet mekaar net nie oordeel nie, want ons almal maak foute. Christus leer, en u kan dit vir jouself gaan lees daar in Matteus 18, van vers 15 tot 17, u wat op die video gaan kyk, gaan slaan dit na die tyd, Matteus 18, vers 15 tot 17, waar Christus leer hoe kinders van die Here kerkdissipline moet hanteer. Ons moet ongehoorsame kinders van die Here eerlik en nederig in die gesig kyk. Ons moet die bewyse ondersoek en ons moet die sonde beslissend hanteer. Dis wat die woord van God vir ons leer. En dan as so iets gebeur in die kerk, is ons net nie oordeel nie. Want ons is self vatbaar. Maar eintlik moet ons oordeel. Hoekom? Sodat die gemeente mekaar kan opbou. Daar waar my broer geval het of my suster geval het, moet ek haar en hom gaan optel en die stof afskud en sê kom ons kom terug na die pad toe. Dit is daardie kosbare werk van die Heilige Gees, die parakleet, nê, die oorspronklike woord parakaleia, om te gaan haal en terug te bring op die regte pad. Daardie woord vermaning. Ons is so negatief oor daardie ou klein woordjie vermaning, maar eintlik beteken dit om reg te help, om terug te bring op die regte pad. Ons moet mekaar opbou, maar weet jy wat, vriende, ek kan nie in die stof lê en ander probeer ophelp nie. Ek moet eers na binne kyk. My eie lewe in oënskou neem, want jy sien, teregwysing. Wanneer ek teregwys, wanneer ek oordeel, onthou ons het dan net gepraat van die twee, die positiewe of die negatiewe, en dan of die ander twee betekenisse, laat ek dit eerder so noem. As ek teregwys met die doel om reg te help, dan is dit goed, want dan bou ek die gemeente op. Maar as ek teregwys met die doel om 'n kwetsende aanmerking of opmerking te maak, as ek dit doen met die doel om seer te maak, dan moet ek weet dat daardie teregwysing 'n wederkerende oordeel sal wees op my, op die gemeente, op die kinders van die Here. Ons wil net nie soos daardie kerk wees, of ons wil net nie soos daardie mense wees nie. En uiteindelik raak ons blind vir ons eie behoeftes, vir ons eie foute, en kom ons tot 'n val as kinders van die Here. En daarom sal ons vanmiddag aan die hand van die skrif met ons tema doen aan ander, en 3 gedagtes sien dat hierdie doen aan ander, nê? Nou ons teksvers. Doen aan ander wat jy eintlik maar ook aan jouself gedoen wil hê, nê? Daardie gesegde wat ons ook ken.
doen aan ander, dat dit 'n baie delikate, amper 'n mediese operasie is, dat daardie doen aan ander 'n bewuswording van diself is en dat dit ook eers nog voor daardie operasie plaasvind, dit eers 'n doen aan diself is. Sodat kinders van die Here, sodat ons vandag sal besef dat ons nie meer oordeel en mag oordeel oor motiewe nie, maar in alles die saak van die Here, die gemeente van die Here sal opbou en dit begin by elkeen self. Sodat elke kind van God hulle self sal onderwerp aan daardie streng oordeel waaraan hulle ander mense of waarmee hulle ander mense wil oordeel. So sien ons dan in ons eerste gedagte dat doen aan ander 'n delikate operasie toe, hoor vers 4. Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal? Nou, soos ons gesê het, dit was 'n algemene gesegde. Ek dink al die Jode het geweet wat dit beteken, maar hoor hoe sê hoe gebruik die Here dit? Hy sê, of sal jy vir jou broeder sê? Sien dit dui op 'n dieper gemeenskap. Dis nie sommer net iemand wat hier in die straat verbyloop wat ons sê kom, jy moet reggehelp word, jy's op die verkeerde pad nie. Nee. Dis hier in die gemeente, hier in die familie, in die gesin. Kom, laat ek tog die splinter uit jou oog uithaal, my geliefde, my broeder, my suster. Maar al was daar 'n broederskap gewees, was dit nie 'n waarborg vir die regte gesindheid nie. Al het die persoon gesê, kom my broeder, laat ek tog die ou splintertjie uit jou oog uithaal. Al het hy met die mooiste woorde gegaan, was dit nie 'n waarborg vir die motief van sy hart nie. In the land of the blind, of soos hy nou in Afrikaans vertaal is, in die land van die blindes is een oog koning. Nee, miskien daai gesegde. Hoe kan jy vir iemand anders verduidelik hoe om by 'n plek uit te kom as jy self nog nooit daar was nie? Dit is altyd so gespot. Jy vir iemand vra, hoorie, waar's hierdie plek of daai plek? Sê net 'n voorbeeld, waar's Craddock? As hulle nie weet waar Appington is, nêrens daar naby nie. Want ek het nie idee waar Craddock is, hoe gaan ek weet? Verstaan, as ek dit kan verduidelik nie. Hoe kan ek iemand anders 'n regte lewe probeer wys as my eie lewe belemmer is? Vra maar vir enige iemand wat al gaan het vir 'n operasie in hulle oë. Ja, want jy maak seker daai dokter se bril. As hy 'n bril aan het, dan sit jou eerste bekommernis. Verstaan? En dan na jy seker gemaak het dat hy kan sien wat hy moet sien, dan sê jy vir hom, goed, nou kan jy met vrymoedigheid aan my oog werk. Dit is 'n delikate operasie om aan iemand se oog te werk. Net so moet dit 'n delikate operasie wees. En ek moet dit tog net so bietjie uitbrei daarop. Ek weet as daai dokter nou daar kom en hy katarakke en hy kan nie lekker sien nie en hy dra dan gaan jy sê, gaan hy sê nee, kom ek haal hom gou vir jou uit en hy bring 'n shifting spanner en 'n koevoet uit en sê nee, kom ons gaan nou daai ouetjie uit jou oog gou uitwerk. Ag, dadelik gaan jy sê nee, dankie. Nee, dankie. Ek sal 'n ander plan maak. Ek sal melk ingooi of wat ook al. Dit is presies dit. Maar dit is hoe ons probeer om ander mense, ander kinders van die Here se foute uit te wys. Ons kan self nie mooi sien nie. Maar ons is so geneig om ander se foute uit te wys. Filippense 4:5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word.
Want jy sien die verkeerde benadering kan die verkeerde indruk skep, kan aanstoot gee en uiteindelik meer skade berokken as goed. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Veral as iemand na jou toe kom en sê, help my. So maklik om 'n fout te maak. So maklik om 'n krenkende woord te spreek. Want wie is ek en wie is u om te oordeel oor die motief van my broer en my suster se hart? Behalwe die Here en daardie betrokke persoon kan geen ander mens volledig ooit weet wat die waarheid en die motief van die hart is nie. Wat die feite is, wat die versoekings was wat moes weerstaan word nie. Net die Here weet wat die ware motief is. Net die Here weet wat die rede is wat die aksie gedryf het. En daarom sê ek dit weer, dis 'n delikate operasie. Maar sien ons ook dat doen aan ander 'n bewuswording van dieself is. Vers 3 het ons gelees en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Nou weer eens, ek wil nou nie gaan uitbrei oor die betekenis van die splinter en die balk nie, want ander party sê is 'n wewersbalk, ander sê is 'n balk van 'n dak. En verstaan, ek dink die bedoeling is baie duidelik in die gesegde wat dit beteken, maar hoe kon die klein splintertjie in die broer se oog raak gesien word terwyl daar 'n groot versperring in sy eie oog was? Want hierdie gesegde was juis so ontwerp sodat die een wat dit voorgesê was na binne moes kyk, vir homself, na binne, na sy eie toestand moes kyk, eers sy eie lewe in oënskou moes neem. As die voorbeeld van die dokter wat ek nou net gebruik het, as hy daar kom met 'n oogklap oor die een oog en staan en die ander oog is so half toe en hy sê ons gaan nou jou oog opereer, en sal jy dadelik dink, sorry oom, maar jy is nie bevoeg om aan my oog te werk nie. Dit is so. En dis die probleem as ons nie selfondersoek doen nie. Dis die probleem as ek verwaand raak in my eie stand, in my eie lewe en dit wat ek weet in my kennis, dan maak ek myself ongeskik om enige iemand te probeer reghelp. Wat noem die Here so 'n persoon? Hy noem hom 'n geveinsde, 'n huigelaar. Wat is 'n huigelaar? Iemand wat voorgee dat hulle beter is as wat hulle werklik is. 'n Huigelaar. Iemand wat ander mense aan 'n standaard hou waarby hulle self nie kan bykom nie. Ek dink baie keer in ons land met van ons land se wette is dit so jou kar mag nie stik in wees nie, maar die polisievan se ligte val uit en sy bumper is af, maar hulle mag gaan. Huigelaar, geveinsde, sê die Here in sy woord. Matteus 7 vers 2, want met die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word en met die maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word. En so stap mense dikwels met groot foute, met groot probleme in hulle eie lewens, maar hulle is onbewus daarvan. En hulle wys die vinger na ander mense. Jy is sus en jy maak so, maar hulle weet nie van hulle eie fout nie, of miskien weet hulle kies net om dit te verontagsaam. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9:27, maar ek kastei my liggaam maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Hy sê hy maak sy liggaam diensbaar, daardie afvallige vlees maak hy diensbaar.
Hy kyk eers na binne. Hy oordeel eers homself. Gaan ondersoek eers sy eie diepste wese om daardie balk, daardie versperring, daardie probleem wat in sy eie lewe is, uit die weg te ruim. Om eers dit wat in hulle eie lewens is, wat verkeerd is, om dit eers raak te sien. Sodat die ywer om foute te soek by ander mense nie 'n valse ywer sal wees nie. Nie 'n valse heiligheid sal wees nie. Nie 'n valse dienswerk sal wees nie, maar dat dit sal wees om die gemeente op te bou. Dat dit die motief sal wees. Want dan sien ons ook dat hierdie doen aan ander is eers 'n doen aan diself. So mooi eintlik daarby uitgekom, nê. Vers 5: Geveinsde, haal eers die balk uit jou eie oog uit en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Hier word daardie geveinsde, daardie huigelaar direk aangespreek. Hy wat dink hy's beter as ander, hy wat mense aan 'n standaard hou waar hy self nie kan bykom nie. Die Here praat nou met hom. Nou kon hulle nie meer hulle eie foute en hulle eie probleme verontagsaam nie. Hulle kon nie meer net die vinger in die rigting van ander mense swaai nie. Nou moes hulle aan hulle self begin werk. Sodat hulle werklik, as hulle dan wil geestelik wees, as dit daar gegaan om my broeder op te tel, om my broeder te help, dat daardie hulp onbelemmer sou wees. Die probleem is dat selfliefde en hulle ken dit mos daardie eie ek. Hulle daai gesindhede hou verskonings voor. Daai gesindhede gee ander mense die fout. Sien, die eie ek sal altyd die fout by ander mense sien. Dis iemand anders se skuld, dis iemand anders se probleem en daardie eie ek en daardie selfliefde en selfbelang sal nooit eers die fout in myself raak sien nie. Daardie geveinsdheid, daardie huigelary sal veroorsaak dat ek my eie foute verontagsaam en my fokus op ander mense plaas. Ek sal selfs my foute 'n ander naam gee. Het ons dit nie al gehoor nie? Ek is maar net 'n mens. Ek maak ook foute. Ek is maar net arme ek. Ek is feilbaar. 1 Petrus 4:8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Ek sê as ons hierdie ware liefde, hierdie vurige liefde vir mekaar het, dan sal dit ons gedagtes besig hou met selfondersoek. Dan sal dit ons besig hou met selfteregwysing, soos dit behoort te wees, sodat ons eerlik kan wees eerste met onsself. Nou, wanneer ek oordeel, dan oordeel ek my die strengste. Jy al ooit gedink, as jy nou 'n appie was, nou staan jy daar en jy is in die workshop besig om aan 'n ding te werk en hier kom jou vakman aangeloop en hy bekyk jou werk so en in die ou dae het jy soms 'n oorveeg gekry en dat hy vir jou mooi verduidelik dat daai werk nie die standaard is wat van jou verwag word nie. En ek moet sê in my eie omstandigheid baie lank al terug, was ek nie die
net die skoonste op my tafel was nie altyd so netjies gewees nie. So dis nogal iets waarop my vakman baie uh um puntenerig was dat my werkarea moet netjies en skoon wees. En dan moet ek vir julle sê waar hy gewerk het, was dit altyd skoon en netjies gewees. Sien as ek wil eerlik wees, moet ek eers eerlik wees met myself. Eerlik. As ek wil oordeel, moet ek eers myself oordeel. As ek wil evalueer, moet ek eers myself evalueer. Moenie dink jy mag nie oordeel nie. Jy mag oordeel. Hiermee sluit ek af. Jy mag u Godgegewe wysheid, u Godgegewe insig gebruik om mense en situasies te evalueer. Wat jy nie mag doen nie, is om onregverdige kritiek en harde oordeel uit te spreek op ander mense se motiewe. Net God kan dit doen. Net God kan sy kinders se motiewe beoordeel. Wat is u en my verpligting dan? Hoe moet ek weet? Dominee, hoe moet ek dit dan doen? Begin by jouself. Begin by jouself vandag, liewe broer en suster. Ja, ons weet as ek as my vrug beproef is, dan kan ek mos 'n ander se vrug beproef. Kan ek nie? En as ek waarlik eerlik is met myself, dan kan ek mos eerlik wees met ander mense, met vrymoedigheid. Toets mekaar aan die vrug wat jy uitleef, liewe broer en suster. Ons moet mekaar help. Ons moet mekaar opbou in die Here. En as daar moet 'n oordeel gevel word volgens wat ek vir julle gesê het om te gaan soek in Matteus 18. As daar moet 'n oordeel gevel word, kom ons wees seker. Maak seker. Want dit gaan gepaard met deeglike selfondersoek. Nie vandag en ek sluit nou regtig af. Moenie dat u mening u oordeel beïnvloed nie. Onderwerp u self aan die maat waarmee u meet. Onderwerp u self aan die reël wat u verander maak sodat die gemeente opgebou sal word. Ons mekaar sal oprig, mekaar sal ophelp daar waar ons gestruikel het, sodat die Here verheerlik kan word. Amen. Kom ons sit net so daar by ons hoofde. Hemelse Vader, o Here, ons dank U dat ons in hierdie oomblikke kan besef, o Here, dat U vandag met elkeen van ons gepraat het en hoe duidelik U dit vir ons gemaak het. Dat ons na onsself sal begin kyk, Here, dat ons sal self ondersoek doen. Here, dat ons sal begin luister na die stem van die Heilige Gees wanneer U ons teregwys in ons binnekamer waar ons verkeerd wandel, o Here, want hoe kan ons leer as ons nie eers by U geleer het nie? Hoe kan ons spreek, o Here, as U nie eers met ons gespreek het nie? Hoe kan ons teregwys, Here, as ons nie eers U teregwysing aangeneem het nie? En lei ons daarin en leer ons daarin, o Here, om nie te oordeel nie, maar om te oordeel, sodat U verheerlik sal word. Amen.